So, ons is besig met 'n reeks boodskappe rondom die tema van Jesus wat mens word. En ons het die 1 Desember as gemeente het ons begin, die wat wil, en jy hoef nie, jy is maar net hoe ons dit gaan doen, en dis maar hoe die dinge bepaal gaan word. Ons sing, ons lees elke dag, elke weeksdag 'n hoofstuk van die Nuwe Testament. En as jy einde November volgende jaar klaar is jy dwars deur die Nuwe Testament, en ons trek nou, die afgelope week het ons Matteus 11 tot 15 gelees. En die eerste 15 hoofstukke het ons gepraat oor hoe Jesus mens geword het en wat het gebeur. En vanoggend praat ons verder rondom daai tema, en ek wil praat oor die hele ding rondom Kersfees tradisie. Nou, ek weet nie van jou nie, maar Kersfees het vir elke een van ons 'n ander betekenis, 'n ander manier van hoe dinge gebeur. Ek het julle al vertel, as ons Kersfees gehou het by my oupa en ouma, hy het nog 'n Valiant gery. Ken julle 'n Valiant? So 'n verskriklike groot skip van 'n kar het hy gery, en hy het altyd vir ons kaskarre gebou uit ou stukke staal en hout, en dan val jy jou nerve af. Maar lekker, Kersfees was lekker, en ek onthou by sy werk se kersboom het ek 'n Fellow Sport gekry. Dis 'n fiets wat jy nie meer kry nie. En as ons by hulle gekyk het vir Kersfees, dan was die ou Kersaand, as jy gaan slaap, dan was daar niks onder jou bed nie. Hulle het nog daai ou beddens gehad met die staalrame, nê, en met die springs. Nee, en as jy onder die bed inklim en jy doen dit nie reg nie, dan kap jy jouself teen hierdie klomp eisters. En as jy Kersoggend wakker word, dan val jy so uit die bed uit. Want onder die bed is jou geskenke vir jou gebêre. En dan jy sommer daar, jy het nie omgegee hoe laat jy wakker word nie. Jy het begin oopmaak en jy het begin speel met wat ook al dit was, of inkleur of verf of Lego bou of wat ook al dit was. En rondom Kersfees is daar hierdie hoope tradisies wat almal van ons het. Wanneer slaan jy die Kersboom op? Waar staan hy? Wie mag gaan hom vat? Ek weet, is soms in party huise is dit 'n heilige ding. Jy vat nie sommer net aan die boom nie, en daar's party van die ornamente wat sentimenteel is, hulle word in spesiale boksies gebêre, want hulle kom van allerlei plekke af, of hulle is gegee deur allerlei mense, en dan doen jy dit, en dan is dit die voorbereiding vir die Kersete. Wat eet ons? In Kersfees is dit spesifieke goed wat geëet moet word, en soos wat jou familie uitbrei, kry jy die kans om so 'n bietjie iets niets by te sit, en ander Kerstradisies by te voeg, en dan voel dit soms 'n bietjie volksvreemd as jy warm kos en koue kos meng, want jy's gewoond aan net koue eet is, of wat ook al dit is. Ek weet nie wat Kersfees vir jou is nie, wat jou Kersfees tradisies is nie. Party mense doen elke Kersfees by die see, ander doen elke Kersfees in die wildtuin, ander mense doen elke Kersfees by die huis. Maak nie saak nie, hoe jy dit ook al doen. Die nie-getroudes weet, dis een Kersfees die kant, en dan sit een Kersfees daai kant, en dan kan jy een Kersfees vir jouself kry, en dan begin jy weer voor, en so aan en so. En ek wil vanoggend vir jou 'n stuk lees, en ek hoop jy het jou Bybel saamgebring, ek het gevra dat jy doen. Ek wil hê ons moet 'n stuk saam lees uit Matteus 15, uit die laaste hoofstuk wat ons hierdie week moes lees. As jy saam met ons dit volg, en my dagstukkie kom ook elke dag uit daai hoofstuk uit, as jy op ons WhatsApp groep is, as jy nie is nie, stuur maar vir my WhatsApp. Ek wil verskoning vra, laas Sondag het ek gesê, as jy my WhatsApp wil ontvang, my bankbesonderhede is agter by die deur. Ek wou gesê het, as jy my WhatsApp wil ontvang, my selfoonnommer is op die blaadjie agter by die deur. Ek vra om verskoning. Nee, hoe sê Freudian slip. In elk geval. Right. Matteus 15, vers 1 tot 9. Sê, is die opskrif in die nuwe lewende vertaling, God se opdrag is belangriker as tradisies. Ek wil net vinnig hier stop en fokus op die feit dat hier wel 'n opskrif is. Nou, ek wil net gou kyk. Broers, het jy vir haar liefdesbriefies geskryf? Of net WhatsApps? Was daar darm 'n briefie, iets op papier? Nou, as jy 'n brief vir haar geskryf het hy opskrifte gehad, elke paragraaf. Nou vertel ek vir jou hoe lief ek jou het. Nou vertel ek vir jou hoe mooi jy is. Nou vertel ek vir jou wat gaan ek doen as ons Vrydag aand uitgaan. Wat gaan ons spesiaal doen? Wat moet jy aantrek? Het ons sulke opskrifte? Nee. Sien, Matteus was 'n boek gewees, het was oorspronklik 'n brief, net geskryf. Van hoofstuk 1 tot hoofstuk 28, vers 20, aan een, geen versnommers nie, geen paragrawe nie, geen opskrifte nie, geen hoofstuknommers nie,
Dis net geskryf. En deur die loop van tyd is versnommers bygesit, is hoofstukke bygesit, is opskrifte bygesit, is die stukkies wat aanhalings is uit die Ou Testament so gesit, en die ander stukke is so gesit, en dialoog is tussen aanhalingstekens gesit, en whatever alles, en jy kry selfs Bybels wat Jesus se woorde, wanneer Jesus praat, is dit in rooi gedruk, sodat jy weet, is nou genuine Jesus, dit kom uit sy mond uit. So as hierdie opskrif sê, God se opdrag is belangriker as tradisies, dit was nie oorspronklik daar nie, maar is 'n baie mooi opskrif vir hierdie gedeelte. So Matteus 15 vers 1, daar kom toe fariseërs en skrifkenners van Jerusalem af na Jesus toe en sê, waarom verbreek jou disippels ons voorouers se tradisies, deur nie hulle hande te was voor ete nie? Jesus se reaksie was, en waarom verbreek julle deur julle tradisies die direkte opdrag van God? God sê byvoorbeeld, en is nou hier waar die kinders moet luister, né? En almal van ons is iemand se kinders. Jy moet jou pa en ma eer. En elkeen wat sy pa of ma sleg maak, moet definitief sterf. In die Ou Testament, as jy heerlik was met jou ouers en teruggepraat het, dan is jy gestenig. Dis wat hier aangehaal word. Nou sê hy, maar, alhoewel dit in die Ou Testament staan, kom julle fariseërs en skrifgeleerdes en julle sê egter, as jy jou bates as 'n offer aan die Here toewy, hoef jy nie meer jou ouers te eer deur hulle te ondersteun nie. Met ander woorde, as jy genoeg geld vir die kerk gee, dan kan jy vir jou ouers stuur. En nou kom Jesus en dan sê hy, maar hoe kry julle dit reg? So trek julle met julle tradisie 'n streep deur die woord van God. Julle skyn heilig is. Die profeet Jesaja het julle raak beskryf. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. Hulle godsdiens is blote skyn, want hulle hou menslike voorskrifte as wette van God. Ons lees tot sover. Ek kan jou Bybel oop, ek gaan so 'n paar keer daarna verwys. Sien, in die eerste vers kom die Here en hy praat van fariseërs en skrifkenners. Nou, in die Bybelse tyd, as jy 'n skrifkenner was, dan het jy genuine die Bybel geken. Jy het hom soos, okay, die Ou Testament kon dit soos 'n rympie opsê. Woord vir woord, sin vir sin. Hulle kon dit gememoriseer, hulle het dit geweet. Hulle het selfs 'n midrash gehad. Die midrash was 'n verklaring van die mees gerespekteerde rabbies wat die teks vir jou uitlê. En as jy gaan na die mees gerespekteerde rabbi toe en dan kry jy nog sy kommentaar op die teks. Nou dis die probleem, daai kommentaar op die teks het later tradisies geword en later is dit oorgelewer van geslag tot geslag, nê? En dan word daar goed gesê dat God sê jy moet, maar dit staan nêrens in die Bybel nie. Een keer 'n preekreeks gedoen jare terug oor goed wat ons sê, maar wat ons sê staan in die Bybel wat nie in die Bybel staan. Dis tradisies, dis oorgelewerde goed, en die Griekse woord wat hier gebruik word vir tradisies is letterlik die betekenis van ek het iets by my pa gekry en ek gee dit aan vir my kinders. Nou, dis die probleem. Skrifkenners het die skrif geken, maar het nie die God van die skrif geken nie. Ek en jy kan die Bybel ken, maar dit beteken nie ek ken die God van die Bybel nie. Ek het die voorreg gehad om my laaste graad in Nijmegen te doen by 'n Katolieke universiteit in Nederland. En hoewel dit 'n universiteit was wat begin is deur die kerk, het dit as gevolg van die verandering in die geskiedenis en in die akademie moes die teologiese fakulteit later 'n suiwer akademiese fakulteit word. So jy stap in die gang af en het is my kantoor gegee vir die maand dat ek daar moes werk aan my proefskrif. Hulle gee vir jou 'n kantoor, dan sê hulle hierso doktorale kandidaat staan op die deur, dan stap jy aan die volgende deur toe, dan is 'n professor so en so, hoof van boeddhisme. Volgende keer professor so en so, hoof van die departement vir moslem. En so en so en so en so. Dis hoe jy swat. Die Christen geloof is net een van die grootste gelowe wat bestudeer word. Vir my finale eksamen
vir my proefskrif toe ek hom moes verdedig, het ek 'n paneel gehad, en uit die mense se vrae uit kon ek net agterkom dat 2 van hulle actually die Bybel lees, en een van hulle, my eie dosent, is die enigste een wat ek geweet het 'n persoonlike verhouding met die Here. Die res was kwaad vir my, want ek het te veel aandag gegee aan die Bybel en te min gegee aan die kerklike tradisie. En dit bring my by presies wat hier gebeur. Hierdie woorde uit Jesaja uit, wat Jesus aanhaal, wat sê, dit is so maklik om God te eer met ons mond, maar ons harte is ver. Want ons het hierdie voorreg in Suid-Afrika, dat ons word groot in 'n Christelike land. Vandat jy klein is, kom sit jou pa of jou ma by jou bed en lees vir jou Bybelstorie, of jy hou huisgodsdiens, of jy bid voor jy eet, en Sondag gaan ons kerk toe en ons trek ons moois aan, en toe ek nog kerk toe gegaan het, as 'n kind, dan het jy Sondagskool toe gegaan en het 'n lêertjie oopgemaak, en was jy by die kerk, regmerkie, was jy by die Sondagskool, regmerkie, het jy jou prentjie ingekleer, regmerkie, genoeg regmerkies, goue seël aan die einde van die jaar, en as jy net regmerkies gehad het, 'n boekprys, met 'n chocolate. Elke soveelste Sondag was nagmaal. Elke soveelste Sondag is babas gedoop. Voor die diens, dan staan almal op, dan kom 'n klompike wyne in, swart pakke en wit dasse, en hulle gestaan, en as die dominee sê sit, dan sit hulle, en as die dominee sê staan, dan staan ons. En dan doen die dominee allerlei weird goed. Maar ons sit en ons staan, en ons sit en ons staan, en ons loop. En ek verduidelik dit as persoon, nie om verkleinerend te wees nie. Ek verduidelik dit so, want jy moet vir jouself indink, hoe moet dit wees vir iemand wat nie groot geword het soos jy groot geword het nie? Jy kry iemand wat kom kuier uit wat ook al, en hy gaan nou saam met jou Afrikaanse kerk toe. Eerste keer in sy lewe, en hy stap in hierdie kerk in. Hierdie goed gebeur. En hy verstaan nie, hy sien net hierdie mense wat uitkom, en hulle loop so in 'n ry, en gaan sit so gelyk, en is net mans, niks vrouens nie, en al hierdie goed. En hy wonder, wat is hierdie? Want sien, dis tradisies. Mensgemaakte tradisies. Wat oorgelewer word van die een geslag na die volgende geslag, en ergens in al daai tradisies is dit so maklik om God te verloor. Om te dink, as ek genoeg keer kerk toe gaan, of as ek genoeg keer Bybel lees, of as ek genoeg keer bid, of as ek genoeg nagmaal gebruik, dan het ek 'n verhouding met die Here. Ek kan vir jou mense bring wat groot gedoop is. Met ander woorde, wat gesê het, ek het my lewe vir die Here gegee, en hy's groot gedoop, en hulle leef so ver van die Here af, en dat jy nie eers sal dink, dat hulle ooit 'n verhouding met God gehad het nie. En dis presies hier, wat Jesus vir hierdie mense sê, luister, julle haal my uit. Julle kom na my toe, en julle kla by my, julle soek fout by my disippels, want julle kry nie fout by my nie, want Jesus was foutloos. Nou sien julle my disippels het nie hulle hande gewas voor hulle eet nie. Dude, hulle is vissermanne. Hulle kan hulle hande die hele tyd was, dit ruik nog steeds na vis, want hy het groot geword met vis. Sy hele lewe lang. As jy jou hele lewe lang 'n mechanic was, toe ek op skool was, het ek dink aan die einde van my graad 11 jaar, het ek by Coca-Cola gaan werk, en ek het trokke gaan diens. Nou, moenie laat dit jou laat dink dat ek enigiets weet van meganies nie. Ek was 'n appie gewees, 'n toolboy. As hulle vir my gesê het, maak los, dan het ek losgemaak, as hy sê, maak vas, dan het ek vasgemaak, as hy sê, sit greasy, dan het ek grease daar gesit. Ek weet nou nog nie wat ek gedoen het nie. Al wat ek weet is, aan die einde van die dag, het ek gestink. Diesel en olie en grease. In 6 maande die volgende jaar, en dan kry jy eers daai reuk van jou vel af. En Jesus kom en hy sê, maar julle stink so. Julle stink van tradisie. Van al hierdie goed wat jou pa vir jou gesê het om te doen, maar dit is nie eers in die Bybel nie. Jy doen hierdie goed uit gewoonte uit. Maar daar's geen God agter dit nie. Jy doen dit om raak gesien te word. Jy doen dit want jy voel verplig. Jy doen dit want jou gewete pla jou.
Ons het hierdie stupid ding wat ons doen. Van is 90% van die tyd waar, so ek verstaan dat ons dit doen. Wanneer 'n man met 'n bos blomme loop, dan dink jy, hy het sy vrou kwaad gemaak en nou skuld hy haar 'n bos blomme. En as dit so is, dan is daai blomme so bietjie, dit het nie dieselfde waarde as wanneer die blomme spontaan kom nie. Net van self, net van sommer. Daai toe jy gevry het en vlerk gesleep het, en jy loop by iemand se tuin verby en jy steel daar. Ek het in 'n koshuis gebly by NKP, Norrie Kleuterpark, maar dis nou dis NKP, was die onderwys-college, nou is dit die universiteit se departement van onderwys. En hulle het mooi tuine gehad en Shamaine het my altyd met die kar kom oplaai by die hek van en dan partykeer so op pad af, dan gryp ek sommer so blomme uit die tuin uit, dan skree een van die koshuismoeders op my, want ek roe in haar tuin, en dan gee ek vir Shamaine hierdie blommetjie in. Voor die einde van die dag is hy verlep, want hy lê heeldag in die kar terwyl ons in die klas was. Maar daai blom beteken iets, want daai blom kom uit jou hart uit. Dit is nie gebore uit plig of skuldgevoel. En dis waaroor Jesus hier praat. Hy praat oor, hoe lyk jou lewe? Doen jy godsdiens of dien jy God? Is dit tradisies of is dit trou? Sien, die Nuwe Testament verduidelik my verhouding met God, soos die verhouding tussen 'n man en 'n vrou. 'n Verhouding waar daar 'n intimiteit en 'n persoonlike verhouding is. 'n Verhouding waar ons aan mekaar gebind is. Waar ons vir mekaar goed doen, want ons het mekaar lief. Nie omdat ons moet nie omdat ons beloftes gemaak het voor die Here of voor 'n dominee nie, maar omdat ek jou lief het en ek sal dit doen tot ek doodgaan. Daar's 'n verhouding, daar's nie plig nie. En ja, huwelike kan verval en vlak word en liefde verloor en dan word dit plig en dit word tradisie. En dis presies hier wat Jesus kom vra, maar kan ons nie net vanoggend 'n termometer indruk in my en jou verhouding met die Here? En kan jy met jouself eerlik wees en vir jouself afvra, hoeveel keer as ek die Bybel oopmaak, ontmoet ek God? Hoeveel keer as ek bid, voel dit of ek met die Here praat? Hoeveel keer as ek kerk toe gaan ek daar weg en ek is opgewonde, of gaan ek daar weg en sê, ja, nog another hour wasted, of jy sê dit nie, jy dink dit nie. Dan sien die fout is nie God se woord nie, die fout is nie die preek nie, die fout is nie gebed nie, die fout is my en jou hart. God is nooit ver van jou af nie, maar jy kan ver van God af wees. Ek weet, dit klink weird, maar dis hoe dit is. God bou nie mure tussen ons en hom nie, ons bou mure tussen ons en hom. En ek hoop dat as jy saam met ons hierdie journey loop van om een hoofstuk van die Bybel te lees, dat dit nie vir jou oopgebreek word, dat jy goed raak lees, wat jy gemis het. Hierdie gesprek tussen Jesus en die disippels, tussen Jesus en die Fariseërs oor Jesus se disippels, het ek heeltemal van vergeet, en omdat dit vir my so uitgespring het uit die bladsy, het ek besluit dit is wat die Here dalk op sy hart het vir ons vandag. Ek weet dis wat hy op sy hart het vir my. Want meer as enige een hier, moet ek die Bybel lees. Want anders kan ek nie vir jou preek nie. Moet ek bid, want ek het beloof ek sal vir jou bid. Ek het vir jou gesê, ek gaan vir jou bid. Jy is in die hospitaal, ek sit langs jou, jy wil hê ek moet vir jou bid, dis wat ek daar maak. Maar ek en jy moet vir ons self die vraag afvra. Is ek besig om net godsdienst te doen? Of dien ek God, want ek het hom lief? Ek het hom innig lief, genuine lief, want Jesus het nie net gekom, sodat ek kan Kersfees hou en geskenke kan kry, en jy beter seker maak, jy het gekoop wat op my lysie is, tipe van ding. En as jy by die kerstafel kom, en die kos wat jy ingesit het, die order wat jy vir ouma of vir ma of vir pa ingesit het, en gesê het, julle, dis ek soek daai slaai, of ek soek daai vleis, dit beter op die tafel wees.
Maar voor ons eet, gaan ons net gou eers kerk toe gaan. Eentjies. Want as dit Kersfees is, as Jesus so gekom het vir jou, dan huil God. Hy wil nie net 'n tradisie wees nie, hy wil nie net iets wees wat oorgelewer is van jou pa en wat jy oorlewer aan jou kinders nie. Hy wil 'n God wees wat jy ken. Jy moet hom Vader noem, ten spyte van die feit dat jou aardse pa vol foute is, moet jy weet, God die Vader het nie foute nie. Jy moet Jesus ken as jou verlosser, dat hy gesterf het vir jou aan 'n kruis, nie gesterf het aan 'n kruis nie. Johannes 3 vers 16 is nie 'n geskiedkundige feit nie. Dis 'n lewensveranderende, heilsbepalende, ewigheidsdoelwit, besluit, gebeurtenis. Kersfees is God wat Jesus na my en jou toe bring as 'n geskenk en sê, hier is my seun, gebore vir jou, sodat hy kan sterf vir jou, sodat hy jou sondes kan vergeef, sodat jy saam met my eendag in die hemel kan wees, en hierdie stikkende vuil wêreld, en hierdie siektes en hartseer wat ons moet oorkom, en hierdie stukkies vreugde wat ons vir onsself by mekaar probeer maak, om dit een kant toe te skuif, en by God in die hemel te wees, want ons het nie godsdiens gedoen nie, ons het God gedien, God geken, God lief gehad, want hy het ons eerste lief gehad. Kan jy onthou tussen jou en jou man, of tussen jou en jou vrou, wie het eerste gesê, ek het jou lief? Skatie, wie het eerste gesê, ek het jou lief? Het ek vra nie omdat ek punte probeer skoor nie, ek kan nie onthou. Vra want ek is 51. Weet jy dat Romeine 5 vers 8, wat ons nog gaan lees somewhere in ons journey, dat daar staan, hierin word God se liefde vir ons openbaar, dat hy ons lief gehad het toe ons nog sondaars was. God het eerste gesê, ek het jou lief. Altyd. Altyd eerste gesê, ek het jou lief. My en jou liefde vir hom is altyd 'n reaksie. En dis al wat hy soek. Is net, wees lief vir my terug. Ek het my seun vir jou gegee, sodat ek en jy kan praat wanneer jy bid, sodat ek met jou kan praat uit my woord, sodat jy kan kerk toe gaan, want ek het die kerk vir jou uitgedink, ek jou hemelse Vader, want ek weet die lewe is koud en hard en moeilik, en as jy op 'n Sondag saam met 'n klomp mense by mekaar kom wat God aanbid, dan voel jy warm en jy voel lekker en jy voel daar's mense wat dink soos ek en voel soos ek en my aanvaar soos ek is, mense wat gebroken is en hulle eie foute het en ook foute maak, maar mense wat ook God probeer lief hê en God lief het, en mense wat net anders is as daar buite. En ons hou mekaar regop. En ons kuier saam en ons lag saam. En God kom en hy sê, dis hoekom ek my seun vir jou gebring het, dis hoekom ek my gees in jou gegee het, sodat die Bybel vir jou kan lewendig word, sodat jy voor jy die Bybel kan oopmaak en sê, Here, asseblief praat met my. Daai verklaring wat ons vir mekaar, wat ons daar agter lees, wat jy verniet kan vat, wat sê, hierdie is my Bybel. Hierdie is my Bybel. Ek lees dit ontvanklik. Here, praat met my. Een huwelik waar ons nie met mekaar praat nie, waar ons nie vir mekaar nie net ons liefde sê nie, maar ons liefde wys nie, word net twee mense wat 'n bed deel en 'n huis deel. Dis kamermaats, hulle is nie getroud nie. Paar jaar terug het 'n paartjie by Dynamis aangesluit wat nou al lank hier is, en as jy wonder is van wie ek praat, ek hoop nie, ek kom agter van wie ek praat nie, maar toe hulle instap, so 'n paar weke later, toe kom my dogter na my toe sê sy, Pa, ek soek 'n man wat na my kyk soos daai man na sy vrou kyk. Ek soek 'n huwelik
waar ek en my man so vir mekaar kyk. En ek moet eerlik sê, ek het so 'n bietjie beledig gevoel, dat my dogter nie gesê het, maar ek verstaan, sy het saam met ons groot geword, sy het gewoond geraak, maar toe sy hierdie sien, hierdie vars, nuwe liefde, toe tref dit haar. Imagine jy gaan Januarie terug werk toe, of môre terug werk toe, en iemand sien in jou iets, en sê, ek soek wat jy het, want jy sien God, anders as wat ek hom sien. Jy en God sien mekaar raak. Julle leef op 'n manier wat ek nog nooit geken het nie. Ek weet wie God is, maar ek ken hom nie soos jy. Imagine. Maar vir dit om te gebeur, moet ek en jy eers nie jou godsdienst afstof nie. Hier, die Engelse sê dit vir my nog mooier. Dit vertaal baie moeilik. Hulle sê religion or relationship. God het nie gekom, hy het nie sy seun gestuur om aan 'n kruis te sterf of gebore te word in 'n stinkende stal, sodat ek en jy religion of godsdienst kan doen nie. Moslem wees is ook godsdienst, Boeddhist wees is ook godsdienst, ateïs wees is 'n vorm van godsdienst. Jesus het nie daarvoor gekom nie. Jesus het gekom sodat hy my en jou kan ken, kan lief hê, en ons hom kan terug lief hê. Mag ek en jy besef dat ons gemaak is vir meer van 'n verhouding, nie godsdienst. En as jy vanoggend hier sit en jy besef dat maar vir my hele lewe lank het ek godsdienst gepleeg, want my pa het my gewys, of my ma het my gewys, of die juffrou by die skool het, in Bybelkunde, ons het nog Bybelkunde as 'n vak gehad, of die Sondagskool. Ek soek nie die God van die kerk, of die God van die Bybel, of die God van Sondagskool, as dit net tradisie is. Want sien, as jy God ken en God lief het, dan lees ek Bybel, want dit is 'n liefdesbrief. Dan bid ek, want ek praat met God, dan gaan ek kerk toe, want dis waar ek hom ontmoet, en saam ander mense sy naam groot maak. Dis 'n verhouding. Dis waarvoor Jesus gesterf het, en dis wat jy nodig het. En as jy dit nie het nie, kry dit. Hoe kry jy dit? Dis eenvoudig. Kom ons maak ons oë toe. As jy vanoggend hier sit en jy het nog nooit hierdie gebed gebid nie, of nog nooit jou godsdienst verruil vir 'n verhouding nie, bid hierdie saam met my, sag in jou hart en in jou gedagtes, en as jy in godsdienst verval het, as jou verhouding met God leeg gebruike en gewoontes en tradisies geword het, en jy wil dit vanoggend kom afstof, bid dit ook. Kom sit en sê, Here Jesus, dankie dat U gebore is in Bethlehem in 'n stal. Dankie dat U geleef het en gesterf het aan 'n kruis, om vir my te wys wat liefde is. U het gesterf vir my sonde. Vergewe my hierdie sondaar. Kom maak my vandag U kind. Kom maak my vandag opnuut U kind. Ek wil nie godsdienst doen nie. Ek wil God dien. Ek wil nie tradisies doen nie. Ek wil in trou teenoor God leef. Dankie Here God dat U my Vader is. Nou van hierdie oomblik af. Dankie Jesus dat U my verlosser is. En dat niks dit ooit kan verander. Amen. Here, elke een wat daardie gebed gebid het, nou
het tradisie een kant toe geskuif, of sonde een kant toe geskuif en gesê, ek dien God. Ek het God lief. Here, mag U deur U Gees opnuut, of vir die eerste keer hulle vul, sodat hulle die Bybel oopmaak en elke woord eet. Want hulle sien U, hulle voel U, hulle hoor U. Mag hulle wanneer hulle bid, nie voel hulle bid in die plafon vas nie, maar voel of hulle praat met die lewende God, want dis wat dit is. Mag ons harte weer brandend wees om kerk toe te gaan, om saam U te aanbid, nie sleepvoet nie, trippelvoet, daarna waar ek God sien. Mag ons U Here leer ken in ons werk, en U leer uitleef in ons werk. Mag ons U sien in die wildtuin en by die see. Mag ons U sien in die trane van 'n kind, en in die blydskap van 'n nuwe pa of ma. Mag ons U sien in die krag van die see of die vrees van donderweer. Mag U elke stukkie plek van ons lewe deursuur. Ons besluite, ons toekoms, ons finansies, ons motiewe. Kom nou Here en ontvang ons tiendes en ons offergawes. Ons gee dit nie uit plig nie. Ons gee dit uit dankbaarheid. Want U gee vir ons alles wat ons het. En al wat U terugvra is 'n blyk van waardering. As erkenning dat ons besef dat U vir ons sorg, is 'n tiende. Ons kom gee dit met kleinmoedigheid, Here. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. Voordat ek die Kersfees seën uitspreek, as jy inskakel via video, of as jy hier is en hierdie week ergens met vakansie ry en ons jou nie volgende Sondag sien, wil ek namens my en my gesin jou geseënde Kersfees toewens en ook namens Dinamis. En ek wil hierdie seën oor jou uitspreek. 'n Seën wat geskryf is op grond van die karakters rondom die oorspronklike Kersverhaal en hulle reaksies op Christus en Christus se geboorte. En ek wil dit spreek oor jou en ek bid dat dit waar sal wees van jou lewe. Mag jy gevul word met die geloof van Maria, die gehoorsaamheid van Josef, die vreugde van die engele, die gretigheid van die herders, die vasberadenheid van die wyse manne, en die vrede van die Christuskind. Ons almagtige God, jou Vader, sy Seun, en die Heilige Gees wat in jou is, seën jou nou en vir altyd. Amen.